Goeiedag, baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel het. Vandag is Opstandingssondag en saam met die kerk van alle eeue, saam met die kerk reg oor die wêreld, dink ons vandag aan God wat vir Jesus Christus uit die doodheid opgewek het. By Kerk Sonder Mure hierdie heilige week, Paasnaweek, is ons besig met die Hebreërboek. So ons kyk vandag na 'n gedeelte, na 'n vers, na 'n frase wat vir ons opgeteken is in Hebreërs 11 vers 35. Maar voor ons gaan lees, kom ons dit net so en kom ons doen 'n gebed saam. Ons Here is ons God en U is die enigste God. U is die skepper God, U is die een wat die hemel en die aarde gemaak het. Maar Here, U is ook ons God, U is die een wat elke man, elke vrou, elke kind gemaak het. Here, U is die een wat via U Gees, deur die woord, deur Christus, U is die een wat U self aan ons kom openbaar het. En Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons op hierdie Opstandingssondag opnuut net weer kan stil word, dat ons opnuut net weer kan ontdek dat U die een is wat leef, dat U die een is wat vir ewig leef en dat U die een is wat met die herskepping van die wêreld begin het toe Christus uit die doodheid opgewek is. Ek wil bid, Here, kom vat asseblief hierdie hoofstuk in Hebreërs. Here, kom vat asseblief hierdie paar verse waarna ons gaan kyk. Here, en kom breek dit vir ons oop. En Here, soos ek die woord gaan verkondig, soos ons gaan gesels oor dit wat hier staan, Here, kom skenk aan ons geloof, kom skenk aan ons geloof wat net U aan 'n mens kan skenk. Amen. Jy kan saam met my oopmaak by Hebreërs hoofstuk 11. Voor ons gaan lees, wil ek net so 'n paar goed sê oor hierdie gedeelte. Die eerste een is net 'n vraag. Ons leef in 2026 en die vraag wat ek wil vra is, wat het jy nodig om alles te hanteer wat hierdie jaar met jou gaan gebeur? Of kom ons sê jy het kinders of jy kleinkinders. Wat het jou kinders, wat het jou kleinkinders nodig om alles te hanteer wat in hierdie volgende paar maande met hulle gaan gebeur? Want julle weet beter as ek, die lewe is baie keer hard, die lewe is baie keer moeilik, daar's 'n skerp kant aan die lewe. Ons het sekere goed nodig om hierdie lewe te kan hanteer. En ons lees iets daarvan in Hebreërs 11 spesifiek in vers 35. In Hebreërs 11 vers 35 lees ons van 'n frase, 'n begrip wat ek het nog nooit van hierdie frase of hierdie begrip in my lewe gehoor nie. Die begrip is 'n beter opstanding. Almal van ons het al gehoor van 'n opstanding, maar in Hebreërs 11 lees ons hierdie frase, lees ons van hierdie begrip 'n beter opstanding. En ek wil dit soos ons hier aangaan met die boodskap, wil ek dit stadig maar seker uitpak. Dan voor ons gaan lees, moet ons weet wie was die lesers van hierdie brief? Wat was hulle omstandighede? So ons kan van die begin sê, hierdie ouens het dit moeilik gehad in die lewe. Die Hebreërs skrywer sê self ons, hy wil hulle bemoedig. Hulle is platgeslaan, hulle is op moedverloorse vlakte, hulle word vervolg, hulle ly, hulle word soms gemartel. En om hulle te bemoedig, skryf hy in hoofstuk 11 vir ons van die geloofshelde. Nou wat baie belangrik is, en mens kom dit nie regtig agter as jy so vinnig die Bybel lees nie, maar as jy so 'n bietjie stil staan by die 11de hoofstuk, dan kom mens agter hierdie groep geloofshelde word in 2 groepe opgedeel. Daar's 'n eerste groep, dis die mense wat ons baie goed ken. Hulle verhaal is vir ons opgeskryf, opgeteken in die kinderbybels. Ons praat baie oor hulle, ons preek baie oor hulle, en dan's daar ook 'n tweede groep, en hulle lewensstorie verskil radikaal van die eerste groep se verhaal. So kom ons gaan kyk net vir 'n oomblik oor hierdie eerste groep geloofshelde. Ons gaan lees wat van hulle gesê word, en dan skuif ons oor na die tweede groep toe, want as ons hier by die tweede groep begin, gaan ons hierdie begrip kry van 'n beter opstanding, en dit gaan ons ook help om alles te hanteer wat hierdie jaar met ons gaan gebeur. So ons lees in Hebreërs 11 van Abraham en Isak en Jakob, ons lees van Moses, en dan sê die skrywer die volgende. Hy sê, ek lees van vers 32, hy sê, en wat moet ek nog meer sê? Van die tyd sal my ontbreek om te vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, Dawid en ook van Samuel en die profete. Hulle wat deur geloof koninkryke verower het. Hulle wat gedoen het wat reg is, wat beloftes verkry het, wat die bekke van leeu's toegestop het, wat die geweld van vuur geblus, die skerpte van die swaard ontvlug het. So let op, hulle is nie doodgemaak met die swaard nie. Wat krag ontvang het in hulle swakheid, wat magtig geword het in oorlogvoering, wat slagordes van vreemdes afgeweer het. En dan vers 35 is 'n hoogtepunt. Vroue het hul dooies deur opstanding
terug ontvang. So kom ons hou net op lees vir 'n oomblik by hierdie groep. So die vraag is, hoe kan ons hierdie eerste groep mense, hierdie bekende gelowiges, die geloofshelde, hoe kan ons hulle beskryf? Nou as ek sommer net 'n ligte sportmetafoor kan gebruik, ons kan sê hulle funksioneer partykeer in die Bybel soos 'n underdog, iemand teen wie al die odds is, maar uiteindelik het hulle gewen. Dis mooi stories. Ons lees in hierdie gedeelte, hulle het redelik as ons nou net op 'n menslike vlak gesels, hulle het sukses behaal in die lewe. Daar was politieke oorwinnings, daar was militêre oorwinnings, hulle het hulle teenstanders platgevee. Maar wat ons ook lees, en dis baie interessant van die eerste groep geloofshelde, wat ons ook lees, van tyd tot tyd het hulle by die dood gedraai. Dis asof hulle so in die kake van die dood was, maar dan het God gekom en hy het hulle gered. Dink byvoorbeeld aan die verhaal van Daniël. Daniël word in 'n gat gegooi waar daar klomp leeu's is, en die van julle wat lief is vir die wildtuin, julle het al gesien wat doen 'n leeu met 'n sebra of 'n wildebees of 'n rooibok. Hy word in 'n leeukuil gegooi, maar dan staan 'n ingryping, daar's 'n wonderwerk, en Daniël word gered. Dink aan Daniël se 3 vriende, hulle word in 'n vuuroond gegooi. Ons dink, dis klaar met hulle, maar daar's 'n ingryping, daar's 'n wonderwerk, hulle word gered en hulle stap uit. So as ons kyk na die lewensverhaal van die ouens, die geloofshelde in groep 1, dan sien ons baie keer daar's 'n situasie, dis amper asof hulle in die moeilikheid is. Ons dink dis neusie verby met hulle, maar dan gebeur iets, dan doen God iets, en hy kom help hulle, hy kom red hulle, en die klimaks van hierdie eerste groep kry ons in die 35ste vers, die eerste gedeelte van die 35ste vers, daar lees ons, vroue het hul dooies deur opstanding verkry. Nou dit verwys natuurlik na 2 vroue waarvan ons lees in die Ou Testament, wie se seuns gesterf het. So hulle seuns sterf, en God kom via en deur Elia en Elisa, en hierdie seuns van hulle word uit die doodheid opgewek. In ons kultuur, in die wêreld waarin ons leef, in 2026, is ons mal oor hierdie tipe stories. Ons hou daarvan. Die wêreld sal flieks maak oor hierdie tipe stories. As jy so by die dood draai, iets gebeur, en jy gaan weer aan met jou lewe, jy kry weer 'n nuwe krag, daar's weer 'n nuwe vuur. So ons hou van hierdie stories, dit resoneer met ons, en ons moet van hierdie stories hou. Dit is belangrik, dit is goed, dat ons hierdie stories, dat ons dit ken, dat ons dit lees, dat ons dit herlees. Ons gebruik dit ook soms om ons eie lewe en ons eie lewensstories te interpreteer. Maar as ons verstaan van geloof, en as ons siening van geloof by hierdie tipe stories vashak, dan is ons geloof vasgeloop. Party mense sal sê, dan is ons geloof gedoem, want dit kan nie die enigste perspektief op ons geloof wees nie. Ons kan nie net dink, as ons in die moeilikheid is, gaan God ons altyd kom help, dan gaan altyd 'n wonderwerk wees nie, want julle weet en ek weet, die wêreld, hierdie lewe werk gewoon net nie so nie. Maar gelukkig eindig die Hebreërboek nie by Hebreërs 11 vers 35a nie. Daar's ook 'n ander groep geloofshelde. Nou kom ons gaan kyk wat word gesê oor hierdie ander groep geloofshelde. En die tweede gedeelte van vers 35 begin met die woordjie ander. In die Grieks begin dit ook met ander. Daar's ander mense wat ook op God vertrou het. Daar's ander mense wat ook vasgeglo het in God, maar hulle lewe het nie in triomf geëindig nie. Hulle lewe het nie in oorwinning geëindig nie. So kom ons lees hierdie gedeelte, en dan sê ek iets oor hierdie tweede groep geloofshelde. So wat belangrik is, hierdie is nie die B-span nie, hierdie is nie die C of die D-span nie. Hulle is ook geloofshelde, maar hulle lewensverhaal is 'n bietjie anders. Ons lees daar, ander weer is gemartel toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry. So hier, vir die eerste keer in die Bybel, vir die enigste keer in die Bybel, vir die laaste keer in die Bybel, kry ons hierdie begrip 'n beter opstanding. So ek gaan nou meer sê oor hierdie begrip, oor dit wat ons hierso lees in die 35ste vers. Nog ander het die toets van bespotting en slaafverdier en boonop van boeye en gevangenskap. Hulle is gestenig, maar hulle deurgesaag deur teregstelling met die swaard het hulle gesterf. Hulle is nie gered nie, hulle het gesterf. In skaapvelle het hulle geswerf, in bokvelle, behoeftig, verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie, terwyl hulle in verlate plekke en oor berge rondgeswerf het, en in grotte en in gate in die grond. So in die Bybel lees ons van
albei groepe geloofshelde. Ons lees van mense wat deur God gered is, en dan lees ons van ander mense wat nie noodwendig 'n wonderwerk gekry het nie. Dink byvoorbeeld, net so vinnige, kom ons noem dit soms 'n bietjie hersiening. Dink byvoorbeeld aan Petrus. Hy's in die tronk, hy en die gelowiges bid, en 'n engel kom en 'n engel red hom uit die tronk uit. Maar dink aan Johannes die Doper. Hy's ook in die tronk. Hy bid, sy volgelinge bid, maar hy kry nie 'n wonderwerk nie. Hy word doodgemaak in die tronk. So Johannes die Doper behoort tot die tweede groep. Dink byvoorbeeld aan Dawid. Dawid word gebore, hy's 'n skaapwagter, hy's in 'n sekere sin 'n nobody, hy's baie laag op die sosiale pecking order, maar hy's 'n man met 'n mooi karakter, met 'n sterk karakter. Hy's 'n man, hy's 'n jong man wat vir wie God baie lief is, en hy's baie lief vir God, en hy word die supergewilde, die magtigste koning in die geskiedenis van Israel. Maar dink aan sy vriend Jonathan. Jonathan behoort weer tot die tweede groep geloofshelde. Hy het ook 'n mooi karakter, hy het ook 'n sterk karakter, hy's baie lojaal aan Dawid, hy het geloof in God. Maar sy lewe eindig in 'n veldslag, mens kan eintlik sê in 'n hopelose veldslag, ver van die huis af. So albei groepe is vir ons geloofshelde. So kom ons gaan kyk wat leer Hebreërs 11 vers 35 ons. So daar lees ons: ander weer is gemartel toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry. So die vraag is, wie is hier die ander? Nou die kenners van die Nuwe Testament, die kenners van die Hebreërboek, sê hier word gepraat van 'n ma en haar 7 seuns. So dis 'n ma en haar 7 seuns wat voor Christus geleef het. Hulle het geleef min of meer so 170 jaar voor Christus. En in daai tyd is die Jode, die Jode wat lief was vir God, die Jode wat die wette van God getrou nagevolg het, is hulle verskriklik vervolg deur 'n koning met die naam Antiochus IV Epiphanes. So hy het hierdie kinders van die Here, hy het hierdie Jode gemartel, maar hulle kon vrylating verkry as hulle teen God gedraai het, as hulle gewoon het gesê het, ons aanbid nou die koning, ons aanbid nie meer vir God nie. Maar hier lees ons nou van 'n geloofsheld, 'n heldin, 'n ma en al 7 seuns, wat gewoon het vir die koning sê, jy kan ons doodmaak, jy kan ons martel, jy kan ons ledemate afkap, jy kan ons brand, jy koning, jy kan maak net wat jy wil. Ons is God se en ons behoort aan hom. En dan, die interessant is, hulle sê dit, hulle kan vreesloos die koning in die oë kyk, want hulle verwag dat God hulle gaan opwek tot 'n ewige lewe. So op 'n stadium, ons lees daarvan in die Deuterokanonieke boek 2 Makabeërs hoofstuk 7. Ons lees daar dat die ma, sy moedig haar seuns aan om nie terug te deins nie, om nie te flinch nie. Sy sê vir haar seuns, gaan deur hierdie goed, God gaan julle opwek. Sy sê vir haar seuns, ek is julle ma, ek is julle mamma, ek het julle in die wêreld ingebring, maar ek het nie aan julle lewe en asem gegee nie. God, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, hy het aan julle lewe en asem gegee. En julle gaan nou sterf. Julle gaan nou sterf as gevolg van hierdie koning wat julle gaan pynig en julle gaan martel. Julle gaan sterf. Maar God gaan vir julle opwek en hy gaan vir julle asem en julle lewe teruggee. So hier is die helde van geloof. Een van die seuns stap na die koning toe, hy steek sy tong uit en hy sê vir die koning, sny my tong af, want ek gaan in die hiernamaals, ek gaan in die ewige lewe, gaan ek my tong terugkry. Een van die seuns, julle kan saam met my lees, ons lees dit in 2 Makabeërs 7 vers 9, hy sê die volgende vir die koning, hy sê vir die koning, jou vervloekte, jy ontneem ons wel hierdie lewe, so hulle word nou doodgemaak, hulle gaan nie gered word nie, hulle gaan nie soos Daniel en sy vriende gered word nie, hulle gaan nou doodgemaak word, jy ontneem ons wel hierdie lewe, maar die koning van die wêreld sal ons, wat ter wille van sy wette gesterf het, laat opstaan tot 'n ewige opstanding van die lewe. Julle, so die vraag is, as ek terug kan gaan na die vraag wat ek aan die begin gevra het, hoe kry hierdie vrou en haar seuns dit reg? Hoe kan ek en jy dit reg kry om alles te hanteer wat in hierdie jaar met ons gaan gebeur? Die antwoord is vir ons hier opgeteken, opgeskryf in vers 35. Daar's 'n beter opstanding. In die Grieks, ek kry tonus anastasis. Nou, wat is 'n beter opstanding? So om dit te verstaan, moet ons net fyn kyk na vers 35. So vers 35 begin deur te sê, daar's vroue wat hulle dooies teruggekry het. So dis die weduwee van Sarfa, dis die Sunamitiese vrou, hulle seuns het gesterf, en God het hierdie seuns teruggebring na
hierdie lewe toe. So dink aan Lazarus, wat ook uit die dood opgewek is, dink aan Jairus se dogtertjie. So hulle is opgewek, maar hulle sou later in hulle lewe, sou hulle weer gesterf het. So van die mense sal sê, hulle is geresusciteer, hulle is geresusciteer. So hulle het gesterf, hulle was dood, maar God het hulle opgewek, en later in hulle lewe, sou hulle weer gesterf het. Die beter opstanding, waarvan ons lees in Hebreërs 11 vers 35, is 'n heeltemal 'n ander tipe opstanding. Dis 'n opstanding wat lei tot die ewige lewe. Dis 'n opstanding en ons weet waar dit begin. Dit het met Jesus Christus begin. Dit het begin met God wat vir Jesus Christus uit die doodheid opgewek het. So waaroor gaan 'n beter opstanding? Dit gaan daaroor dat die dood finaal vernietig is. Dit gaan daaroor dat ons nou weet, die dood is nie die einde nie. Dit gaan daaroor dat as ek en jy sterf, gaan ons opstaan, ons gaan opgewek word en ons gaan saam met God vir ewig op hierdie nuwe hemel, in hierdie nuwe hemel, op hierdie nuwe aarde woon. So dit is wat 'n beter opstanding beteken. Dit beteken nie, ons word altyd gered in hierdie lewe nie, want soos ons hier gelees het, hierdie vrou na 7 seuns, hulle is doodgemaak. Hulle is nie geresusciteer en het aangegaan met hulle lewe. Hulle is doodgemaak, maar hulle kon vasbyt deur hierdie marteling heen. Hoekom? Want hulle het geweet, daar wag vir hulle 'n nuwe, 'n beter, in Engels praat hulle van 'n superior resurrection. Hulle het geweet, dit wag vir hulle in die toekoms. So wat 'n tipe geloof het ek en jy in 2026 nodig? Ons het geloof in God nodig. Almal van ons bid en almal van ons vra vir die Here om vir ons sekere goed te doen. Almal van ons het sulke gebedslysies en ek dink dis reg en ek dink ons kan nog meer met hierdie lysies van ons na God toe gaan. Maar uiteindelik is God ons God en ons geloof in God hang nie af of hy alles vir ons gaan doen presies soos wat ons wil hê hy moet doen. Ek bedoel, ons weet, die van julle wat al langer as ek geleef het, baie van ons weet, God doen nie altyd wat ons dink hy moet doen. God doen nie altyd wat ons wil hê hy moet doen nie, maar dis okay. Hy is ons God. Ons geloof is in hom. Ons geloof is nie in dit wat hy alles vir ons moet doen nie. So 'n voorbeeld van hierdie tipe geloof kry ons in Daniël hoofstuk 3. Dis die verhaal van Daniël se vriende wat in die vuuroond gegooi gaan word. En dan sê hulle vir die koning net voor hulle in hierdie oond gegooi word. Ons lees dit in vers 17. Hulle sê: "Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oord en hy sal ons ook red uit die mag." Maar dan sê hulle vers 18, "Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie." So hierdie vriende van Daniël sê vir die koning, hierdie heidense koning, ons God kan ons red. En ons dink hy gaan ons red. Maar selfs al doen hy dit nie, is hy nog steeds ons God. Hy is die een aan wie ons getrou gaan bly. Hy is die een wat ons gaan opwek. Hy is die een wat gaan maak dat ons kan opstaan tot 'n ewige lewe. Dis hierdie tipe geloof wat ek en jy in 2026 nodig het. Ons het 'n geloof nodig in die beter opstanding. Ons het 'n geloof nodig wat nie afhanklik is van alles wat die Here God vir ons doen nie. Want hy is ons God. Hy is die soewereine God. Hy tree nie op soos wat ons optree nie. So mag ek en jy in die woorde van Hebreërs hoofstuk 12, mag ek en jy, as ons deur 'n vallei van doodskaduwee gaan, as ons in 'n moeilike en uitdagende seisoen is, mag ek en jy altyd ons oog gefestig hou op Jesus Christus. Mag ons geloof versterk. Geloof is iets wat deur God aan ons geskenk word, maar ons kan op 'n plek kom waar die Here vir ons geloof kan gee. En wat is daai plek? Ons lees en ons lees en ons lees. Ons lees Matteus en ons lees Markus en ons lees Lukas en ons lees Johannes en ons lees wat Paulus en Johannes en Judas en die ander skrywers sê oor Jesus Christus. Want soos wat ons lees oor Jesus Christus, soos wat ons lees van sy kruisiging en sy opstanding, soos wat ons lees van sy hemelvaart en sy verheerliking, so kom die Here en hy skenk aan ons geloof. 'n Geloof wat alles kan hanteer wat met ons in hierdie jaar gebeur. So mag God dit aan jou gee. In die woorde van die laaste hoofstuk van Hebreërs, mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons Here, ons wil
saam met hierdie geloofshelde. Die geloofshelde van die eerste groep, die geloofshelde van die tweede groep. Here, ons wil gewoon net sê, U is ons God. En Here, ons glo in U. Ons glo in U as die een wat die woord, wat die seun aarde toe gestuur het. Ons glo in U as die een wat vir Jesus Christus ook uit die dood uit opgewek het. Ons glo in U as die een wat met die herskepping van die aarde begin het. En Here, saam met ons broers en susters van reg oor die wêreld, saam met ons broers en susters wat tans dit uiters moeilik het, saam met ons broers en susters wat in lande woon waar daar bomme rondom hulle val. Here, mag ons 'n geloof kweek wat geanker is in 'n beter opstanding. 'n Opstanding tot die ewige lewe, 'n opstanding wat net deur U en die Seun Jesus Christus moontlik gemaak is. Here, kom skenk aan ons dit wat ons nie het nie. In hierdie tyd, Here, in hierdie Paasnaweek, in hierdie Paastyd, kom skenk aan ons geloof, die tipe geloof wat vir ons inspireer, die tipe geloof wat vir ons moed gee, die tipe geloof wat ons sal help om alles te hanteer wat ons menslik gesproke nie self kan hanteer nie. Amen.